Dis maandagmôre en dis bakkie boodskap saam met Frik Weideman op hierdie pragtige dag, 'n nuwe dag wat ons Hemelse Vader weer deur sy liefde en deur sy onnaspeurlike genade vir my en vir jou kom gee. Man, alsommer 'n opgewondenheid in my binneste. Die mense die afgelope naweek het ek met 'n paar mense gesels. Sjoe. En ek wil in my hande huil. Ek is opgewonde oor hierdie pragtige dag, maar as ek sien wat mense aan mense doen en wat mense beleef en ervaar, dan besef ek dis waar wat die woord sê in die boek van Openbaring. Hy sê die duiwel het met groot woede na julle neergedaal, want hy weet sy tyd is min. Hy weet. En ek praat die afgelope naweek met 'n groepie mense en hulle weet nie eens dat hulle word aangeval deur die vyand nie. Hulle is nie eens bewus van hierdie oorlog in die geestelike riem nie. Hulle is onkundig. En ek wil op hierdie pragtige maandag wil ek gou met jou gesels oor 4 belangrike dinge wat die duiwel doen, wat inkom in ons lewens en ons besef dit nie eers nie. En nommer 1 mense is daai al ewige geklaarheid. Onthou net, die duiwel weet sy tyd is min, so hy gaan alles in die stryd werp om my en jou te potjie, om my en jou op 'n dwaalspoor te bring. Jy moet dit op hierdie pragtige maandag moet jy dit weet. Nommer 1 wat hy doen, hy laat ons kla. Hy laat ons voortdurend murmureer met niks tevrede nie. Ons is heeltyd foutsoekerig, ondankbare harte. Ons is strydlustig. Dit is verkeerd, dis nie reg nie, hoekom dit? Weet, ons is strydlustig. Dit gee die vyand die wettige reg om in te kom in ons lewens in. En ek en jy moet vandag daarmee stop, want ons doen dit op so 'n manier, ons gee hom die reg, wettige reg, nie onwettige reg nie. Hy kom in, hy kom steel, hy kom slag en hy verwoes. Nooit tevrede nie, altyd murmurering, altyd met 'n lang gesig, nooit vriendelik nie, kwaad, strydlustig. Hoor gou wat sê die woord. Ek wil gou hier stop. Hoor gou wat sê die woord. Filippense 2 vers 14. Doen alles, as jy opstaan in die môre, tot jy vanaand geslaap. Doen alles, sonder om te kla, of sonder om te praat, teen die woord van Skepper God. Die tweede ding waar die vyand inkom, vandag, in 2025, is deur hierdie films wat uitgereik word. Hierdie nuwe films. Ek dank Abba, ek het nie Showmax en Netflix, ek weet nie wat se ander Max en Flex is daar nog nie. Ek weet nie, want ek kyk nie TV nie. Ek kyk regtig nie TV nie. Pas op vir films. Pas op vir musiek waarna ons luister. Veral wanneer films teen die moraliteit en teen die waarheid kom van die woord van Skepper God. Want die rede daarvoor is, jy neem dit in, jou oë sien dit, want jou oë is die vensters van jou siel. En wanneer jou sintuie geprojekteer word op die goed wat immoreel is en onwaarhede en in teenstelling met God se woord, dieselfde met hierdie musiek van vandag. Och, kan ek dit maar sê? Kan ek dit maar hard en duidelik sê? Jy het geen idee wat irriteer my die meeste as ons Afrikaner volk liedjies sing en ons sing oor boutjies en spanspekke en kojawels en daai suggestiewe seksuele liedere. Mense, dis uit die put van die hel. Dit kan dalk net ek wees, maar dis hoe ek voel. Mense, ek praat my hart met jou. Ek praat my hart ongefilterd met jou op hierdie maandagoggend. Pas op vir musiek wat inkom. Musiek wat heeltyd teen die woord, teen moraliteit. Met ander woorde, hierdie perversiteit verkondig. En jong mense hoor dit, en jong mense wil dit doen, want hulle wil in tel wees. Waar is die afgesonderheid? Waar is die heiligheid? Films wat ons deesdae kyk wat dood en aggressiwiteit en korrupsie, onderduimsheid, conspiracy, waar ons agendas het om mekaar te verwoes. Dis die films. Dis teen die waarheid van die woord. Moet dit nie kyk nie. Hoor gou wat sê die woord in Efesiërs 5 vers 11. Hy sê, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke nie.
Hou nie gemeenskap by die duisternis nie. Inteendeel, bestraf dit liewer. Sit af daai gemors. Moet dit nie kyk nie. Weet wat is my die mooiste? Sit iets op YouTube, vir die mense daar wat, dis wat ek doen. En ek kyk na 'n Bybelkarakter, soos byvoorbeeld Daniel of Jesaja of Dawid, 'n Bybelkarakter, en ek gaan meet myself in die Bybelkarakter. Die woord is duidelik, hy sê moenie gemeenskap hou met die onvrugbare werke wat duisternis veroorsaak in ons lewens nie, want die duiwel is los. Hy het met woede neergedaal teen my en teen jou. Hy wil ons verwoes. Nommer 3. Wanneer jy die inspraak van Heilige Gees doodmaak, jy staan dit te. Met ander woorde, wanneer jy die onregverdige optrede, die dysfunksionele optrede, wanneer jy dit begin regverdig, dan maak jy die gewete hier binnekant stil. Dis 'n gevaarlike plek. Wanneer jy dysfunksioneel optree, en dis vir jou reg en jou mondering, dan gee jy die vyand die wettige reg om jou aan te val. En hy kom steel, en hy kom slag, en hy verwoes. Dis die derde aspek. Die vierde aspek is ongedissiplineerde woorde. Jy kan nie bid om te sê, Abba, sit te wag voor my mond nie asseblief. Nee, dit is jou verantwoordelikheid. Jy moet reg praat. So, as jy ongedissiplineerde woorde praat, dan wil ek jy in die oë kyk. Ek wil nie nou op die pad konsentreer nie, ek wil jou in die oë kyk. As jy ongedissiplineerde woorde praat, sal jy die vrug daarvan eet. Spreuke 18 vers 21. Dood en lewe lê in die mag van die tong. Hoekom sê die woord heel eerste dood? Want ons praat altyd eers dood voordat ons lewe praat. So mense, ek wil hierdie 4 belangrike dinge. Nommer 1, konstante murmurering. Nommer 2, pas op vir films en musiek wat teen die woord van Skepper God is. Nommer 3, wanneer jy jou gewete begin stil maak. Hoor gou wat sê Hebreërs 3 vers 15. Hy sê, vandag as julle my stem hoor, vandag as jy na my stem luister, ek is net die instrument. Ek is net die instrument om die woord van Skepper God aan jou te bring op hierdie pragtige maandag. Vandag as julle my stem hoor, verhard julle harte nie en word nie bitter nie. Word nie verbitterd nie. Met ander woorde, moenie jou gewete ignoreer nie. Dit gaan veroorsaak dat jy 'n man en 'n vrou gaan word wat met bitterheid wandel. Gewetenloos. En dan nommer 4, ongedissiplineerde woorde. Ek kan nie in die oggende opstaan om te sê, ag, ek is arm. Ag, ek is 'n verloorder. Ek is 'n mislukking. Ek gaan dit nie maak nie. En ek blameer my ouers en ek blameer my boetie en my sussie en ek blameer my kollegas en ek blameer almal behalwe myself. Is omdat ons hierdie ongedissiplineerde woorde spreek. Dis hoekom ons is waar ons is. En die duiwel het neergedaal met groot woede en hy misbruik dit wat jy doen. En hy gebruik jou en hy gebruik my vanweë ongedissiplineerde woorde. Hy gebruik ons teen ons. En hy gebruik ons as sy trading floor. En hy verwoes ons lewens. En ons blameer God op die einde van die dag. Kan jy dit dink? So by hierdie pragtige maandagoggend hier in die Kammiesberge wil ek jou seën vandag dat jy sal begin let hoe jy praat. Praat gedissiplineerd. Maak doodseker jy oefen jou neurobane om reg te praat. Maak doodseker dat wanneer die gees van die lewende God met jou praat, dat jy sal reageer in die regte rigting. Weerhou jou van films, demoniese films, weerhou jou van dood, weerhou jou van immoraliteit in terme van films en musiek. En dan baie belangrik, mense, hou op kla, hou op murmureer. Kom ons kom voor sy aangesig met 'n dankbare hart en ons eer, loof en prys sy heilige naam. Mense, baie dankie dat jy ingeskakel is vandag by Frik se bakkie boodskap. Ek hoop jy dit geniet en mag die vrede van Skepper God met elkeen wees. Tot 'n volgende keer. Shalom.